Goeiemôre julle lieflike mense. Dit is vandag 'n hennepartytjie in die ateljee, want die manne is nie hier nie. Hulle het vir ons 'n breek gegee. Maar ons gaan steeds vergoud, want ons ateljeegas is die hoofafrigter van die Proteas netbalspan, Jenny van Dijk. Sjoe, is ons geëerd om jou in die ateljee te hê. Dit is so lekker om vandag by julle te kuier. Ja, en weet jy wat? Ek dink hulle het dit absoluut so beplan dat hy vandag nog 'n goue meisie is om my by te staan. Vanessa Marie de Tooy is ons gasaanbieder en julle twee ken mekaar. Julle gaan land en sand gesels. Ek is so bevoorreg om hier langs te kan sit en nou kan ek agter die kap van die buil kom oor wat netbal behels in die land en ons het die regte persoon gekry om dit te doen. Maar ek staan nie net in met kuiersake vandag nie, maar ook sake fokus en vandag kyk ons na die ondernemings in die Pretoria omgewing en hier kuier 'n paar belangrike sakemense ook by ons vandag. En soos altyd maak sy kos vir die eerste span weekliks in die ateljee en sy laat ons so sterre voel. Môre Corlie, wat eet ons? Môre julle. Nou goeiemôre hier vanuit my koningskos bitterlekker kombuis. Vanoggend maak ek iets wat vir my die perfekte balans tussen nostalgie en verfynde eenvoud is. En aangesien ons net dames by die etenstafel gaan wees, is nagereg verseker gepas vir die geleentheid. Ek maak 'n peppermint crisp tert, maar met 'n elegante kinkel en bedien dit met 'n vars arbei en kruisement kompot en 'n glas van Robertson Winery se vonkelwyn soet rosé. Vanessa Marie, ek sien jy's reg Wat jou my mond water behoorlik. Daar is natuurlik landbou, finansiële en nuusake en Dr. Judy is op haar pos in leefstylsake. Maar eers is dit Salonia met die weervoorspelling. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Die Two Oceans Ultramarathon vind vandag in Kaapstad plaas met 'n boligdrog wat nader kruip aan die westelike dele van die land. Verwag ons selfs ook 'n paar vroegoggendreënbuie en effens laer maksimum temperature. So vat maar 'n reënjassie saam as jy hardloop vandag. Dit sal bewolk wees oor 'n groot deel van die Wes-Kaap as ook oor die Noord-Kaap met 'n 60% kans vir donderbuie wat later ook oor die suide van die Vrystaat sal voorkom en ons voorspel warm sonnige toestande vir die oostelike dele van die land. Soos wat die boligdrog ooswaarts beweeg, sal reënbuie steeds oornag voorkom oor die suide van Namibië en die sentrale dele van die land, insluitende die Oos-Kaapse kus. Die boligdrog beweeg oos en bring teen Sondag donderstorms na Gauteng, die hoofveld van Mpumalanga, as ook KwaZulu-Natal. Die weer klaar op oor die westelike helfte van die Wes-Kaap en die Noord-Kaap en geen reën word hier in Limpopo verwag nie. Saterdag gaan dit warm wees oor die noordelike dele van die land met 30 grade in Phalaborwa, 29 in Pretoria. Sondag bly dit warm met gedeeltelike bewolkte toestande in Gauteng en 'n skraal kans vir donderbuie. Warm weer word Saterdagmiddag in die Vrystaat en KwaZulu-Natal verwag. Teen Sondag is daar 'n 40% kans vir donderbuie in die Vrystaat as ook oor die binneland van KwaZulu-Natal. Saterdag is daar 'n 60% kans vir donderbuie in Graafrenet en Kraddock, wat na die kus kan uitbrei, minder kanse vir donderbuie Sondag en dit begin geleidelik opklaar van die weste af. Saterdag voorspel ons 60% kans vir storms oor die Wes-Kaapse binneland, wat later sal opklaar soos die boligdrog oos beweeg. Kaapstad Sondag met 'n maksimum van 23 grade. Daar is 'n 60% kans vir donderbuie in Keetmanshoop en Appington Saterdagmiddag, maar verminder teen Sondag. Kimberley het 'n 40% kans vir donderbuie met 'n maksimum van 23 grade. Maandag voorspel ons donderbuie oor die oostelike helfte van Namibië, as ook oor die binneland, dan sal dit ook bewolk wees oor KwaZulu-Natal, maar warm in die Laagveld en ook oor die verre westelike dele van die land. 'n Koue front beweeg nader aan die Suidwes-Kaap deur na Dinsdag. Enkele reënbuie word steeds oornag verwag oor die Vrystaat, Noordwes, as ook Gauteng. Dinsdagmiddag word enkele donderstorms oor die sentrale en oostelike dele van die land verwag, waar dit ook warm sal wees. Soos die koue front nader kom in Kaapstad, sal dit bewolk raak met reën teen die aand. Maandagoggend sal dit koel wees in die Vrystaat met 'n minimum van 14 grade in Bloemfontein en 13 grade in Bethlehem, terwyl dit warmer is in die Laagveld as ook oor KwaZulu-Natal.
Daar voorspel ons ook 'n warm middag met 30 grade in Phalaborwa en 26 grade in Richards Bay. Dinsdagoggend word soortgelyke temperature verwag, 12 grade in Bethlehem, 14 grade in Johannesburg en 16 grade in Kaapstad. Dagtemperature bly redelik laag oor die Vrystaat en Gauteng as gevolg van bewolkte toestande met enkele reënbuie. 'n Taamlike sterk wind word oor die oostelike dele van die Noord-Kaap verwag met 'n matige noordoostelike bries langs die KwaZulu-Natal se kus. Teen Sondag raak die wind taamlik sterk langs die Oos-Kaapse kus. Kyk net toe waar hy uit daar. Dit is julle weer. Sterkte aan die Two Oceans atlete. Julle is almal wenners in my hart. Oor na landbou sake en Charlene gesels nou met Sean van AgriSkills Transfer. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Sean Welmans is die hoofoperasionele bestuurder by AgriSkills Transfer in die ateljee vanoggend. Sean, baie welkom. Oor die jong mense wat 'n loopbaan in landbou wil hê, nie noodwendig net gaan boer nie, maar die breë spektrum, maak my verskriklik opgewonde. Maar julle het 'n baie groot klem wat julle plaas op praktiese opleiding. Hoekom is dit vir julle so belangrik? Dit gaan oor daai konsep van tegniese vaardigheid en dit is wat ons probeer ontsluit daarso. Wanneer 'n ou kennis het en ervaring aan mekaar voeg, dan is daar 'n vaardigheid wat vir die mark belangrik is. Deur die hele waardeketting sien ons dan ook 'n ou wat 'n groot aanklank het vir produksie en die tegnisie daar agter maak beter besluite deur die hele waardeketting daarna ook. Ja, fantasties. So, julle het nou 'n nuwe plasing of 'n nuwe inname wat nou op hande is. Watter tipe student soek julle? So daar's 'n groot groep studente wat nou by die huis sit wat nie gaan studeer het nie met matrieksertifikate. Dis die ouens waarvoor ons nou soek. Enige iemand wat dan nou wil inskryf vir 'n nasionale diploma waar daai kriteria ontmoet. Ook 'n ou wat nie toelating het nie kan dan met 'n NKR4 nasionale sertifikaat in landbou ook wegtrek. En ons het spasie vir hulle. Maar is daar spesifieke vakke wat jy byvoorbeeld moes gehad het op skool? Ek dink maar natuurwetenskap moes jy seker gehad het of dalk geografie, ek weet nie. Is daar spesifieke kennis wat jy al moet hê voordat jy kan inskryf? Gelukkig nie. Wanneer 'n student by ons aankom op die plaas, veral ons leer al die basiese goed van dag 1 af. So ons praat altyd 'n ou met wiskundige geletterdheid kan nog steeds in die landbou funksioneer, want is 'n wiskunde van doen en in die praktyk baie belangrik, maar ook so as 'n ou nie wetenskap gehad het nie, landbouwetenskap leer ons dan vir die ou deur die proses soos ons aangaan. Julle het nasionale diplomas, het jy nou gesê, en julle fokus op plant- en diereproduksie. Vertel vir ons bietjie meer daarvan. Ja, so daar's 2 nasionale diplomas en die fokus lê dan tussen die 2 bene. Ons vra altyd vir die student, waar sien jy jouself in die industrie jou waarde toevoeg? En as dit aan 'n gewasproduksiekant is, as jou natuurlike keuse plantproduksie, maar as jy deur die diereomgewing gaan beweeg, het sy jy gaan kuddes verbou of op voerkrale of in die abattoirs gaan werk, dan gaan jy kyk na die diereproduksiekant. Dit klink vir my julle ingesteldheid is absoluut om julle studente markgereed te kry, nie derhalwe die fokus op praktiese opleiding soos wat jy verduidelik het. Maar watse loopbaangeleenthede sien julle en is daar hoë plasingssyfers vir julle studente as hulle die kursus by julle voltooi het? Ja, ons is opgewonde want die mark en ons werk baie mooi saam. So ons kry baie ondernemings en boere wat na ons toe kom en sê ek soek 'n jong persoon vir hierdie spesifieke posisie of rol en dan sien ons hulle plaas dwars deur die ketting van 'n produsent. So by boere begin hulle dan as jong innames, interns en werk hulle weg op. Ons het 'n paar mooi suksesverhale, jong mense wat nou al bestuur en bestuursposte beklee ook. Maar so sien ons dit in die ander dele van die waardeketting ook. 'n Ou die tegniese vaardigheid, so hy raak betrokke by landboudienste en verkope ook, want hy verstaan wat in daai siklusse gebeur. Ja, nou daar's 'n oop dag op pad. Wanneer en waar? Wat kan ek doen? 25 April is ons by die oop dag op Cullinan en 'n ou kan ons besoek by ons webtuiste www.agriskills.net. Maak jou bespreking daar en dan doen ons 'n plaastoer saam met die studente. Ons wys hulle al die verskeie praktiese eenhede wat ons ook noem ekonomiese eenhede en dan gesels ons ook oor die inhoud van die kwalifikasies. As iemand nou nog wonder om vir hulle so ekstra bietjie motivering te gee, verduidelik gou hoe lyk 'n dag in die lewe van 'n student wat hierdie praktiese opleiding by julle doen? So lekker vroeg opstaan, koffie en beskuit. Okay. En dan van
daar af trek ons weg en die diere slaap nie, of hulle word honger deur die nag, so ons gee kos en maak skoon en dan skakel ons terug vir ons ontbyte en daarna gaan ons in die klasse in en laastens in die agtermiddag begin ons dan met die praktyke. So aanbind ons wat ons in die klas geleer het, binne in die veld aan mekaar vas. So van 'n roetine taak tot 'n leersame taak, dit is die dag tot dag van 'n student. Sean, julle doen fantastiese werk. Ek is baie opgewonde daaroor en baie sterk. Dit was lekker om met jou te gesels. Baie dankie, Shirley. Oor na kuiersake met Vanessa Marie, ons gasaanbieder, en sy gesels met die hoofafrigter van die Proteas netbalspan, ons gas Jenny van Dijk. Wat 'n absolute voorreg dat ek vir Jenny van Dijk, die legendariese netbal breier, amper soos die rassie van netbal. Mense noem jou dit, nê? Nee? Nog nie, ek nog eens 2 wêreldbekers wen. Okay, wel, ons is sterk op pad, nê? Nee? Nou, coach, dit het my lank gevat om van coach af na vriendin toe te gaan, want ek het jou nog tot onlangs nog coach genoem terwyl ons dit in wyn drink. Maar ons ken mekaar nou, ek het die wiskunde gedoen. 18 going on 19 years waar ons mekaar redelik goed leer ken het en ons het begin waar ek was jou kaptein by Tuks. Jy het my half ge-inherit of aangeneem. Ja, jy was my eerste kaptein by Tuks toe ek oorgeneem het as hoofafrigter na Elise Scott die nasionale afrigter geword het. En ek kan onthou hoeveel keer dit my gevat het om vir jou te sê hou nou op om vir my te sê coach en noem my nou Jenny. Maar ja, ek kan daai dag onthou wat jy by die netbalbane aangekom het en ek dink dit was 'n paar oefeninge verder te sê ek vir jou jy doen baie goed met netbal, maar jy moet op TV wees. Jy is die tipe persoon wat op TV baie goed sal doen. Ek kyk nou net. Hande vol gehad met jou. Ek het jou op jou tone gehou, coach, en jy het my op my tone gehou. Sien, coach, kom dit nou weer. Maar die paadjie na die Protea span is nie net van jy word net 'n Protea oornag nie. Daar's regtig verskriklik baie stappe vir enige speler of afrigter. Ek wil graag met jou gesels oor jou spesifieke pad, want jy het begin as 'n bestuurder. Toe sit tikkies, toe dit, ja, vertel ek my 'n bietjie. Ja, ek het by Tuks gespeel en selfs as 'n speler, ek meen net was dit letterlik van 'n onder 19 speler na onder 21 na 'n senior speler. En dieselfde met my as afrigter. Jy weet, ek het begin as Tuks se ontwikkelingsafrigter vir hulle onder 19 span en opgewerk na die Tuks 1 span toe die Tshwane senior span afgerig, deurgetrek na die Jaguars toe ek het weer op nasionale vlak begin by die onder 19 span wat na die Region 5 games toe gegaan het en opgeskuif is onder 21 afrigter toe die Protea span afrigter geword, teruggeskuif Botswana afgerig en toe die is onder 21 afrigter geword en toe die kans gekry om die Protea afrigter te word. So dit wys jy nou net, dit is maar 'n klomp stappies wat jy moet vat om uiteindelik bo uit te kom. Ja, dit is nie net van 'n oornagting nie en ons almal het geweet as spelers dat dit is jou voorland. Jy is 'n ongelooflike goeie afrigter, nie net op die baan nie, maar ook die manier hoe jy dinge analiseer. Nou, as mens kyk na die analise van netbal in Suid-Afrika, sou jy sê ons is op 'n goeie plek, ons is op 'n gesonde plek, want daar is maar 'n bietjie van 'n negatiewe stigma op die oomblik wat in die media aangaan, maar op die einde van die dag, netbal is netbal. Die netbal analise gedeelte dink ek ons is op 'n redelike goeie plek as ons op die baan praat. Maar ek moet vir jou sê, ek dink alles het mooi gestabiliseer en ek dink ons het 'n nuwe CEO wat onlangs begin werk het en ek kan vir jou een ding sê dat almal wat tans by NSA betrokke is, werk regtig om netbal te bevorder en doen wat die beste is vir netbal op die oomblik. So ons is regtig op 'n goeie plek. Vir my as afrigter bly dit maar by die spelers en ons bly maar ons gefokus op wat ons moet doen op die baan. Maar op die einde van die dag sport en sportpolitiek gaan maar hand aan hand. Dis nie ietsie wat gaan verdwyn nie. Mense sien dit op 'n graad 1 vlak by skole ook. So dit gaan maar net om te weet hoe om dit te beheer. Ja. Nou, die politieke kant is nie iets wat jy jouself, ek weet, jy bemoei jouself nie daarmee nie, maar wat wil jy graag sien moet gebeur? Ek dink van die begin af is een van die belangrikste gedeeltes vir my, nie so seer aan die politieke kant nie, maar om vir ons om 'n regtige volwaardige professionele liga in Suid-Afrika te hê. Ek het op die oomblik 'n squad van 22 spelers vir die Commonwealth Games wat in Julie plaasvind. En uit daai 22 spelers is daar 11, moontlik nou 12 wat oorsee speel en wat goeie salarisse daar verdien en wat regtig goed doen oorsee. En dit sal so fantasties wees as ons op dieselfde vlak kan kom in Suid-Afrika en ons
spelers hier in Suid-Afrika kan hou, dat ons meer tyd met hulle kan hê om met hulle te werk ook. Ja, want ek wil met jou praat ook, die feit dat ek daar gespeel het, teruggekom het en watter goeie invloed dit het op ons land se netbal, maar ons gaan bietjie later weer gesels. Ek wil nou eers bietjie weet wat Corlie besig is daar in die kombuis, want Peppermint Crisp, kyk hoe mond my water my mond al klaar, is een van my gunstelinge, so ek kan nie wag nie, en dan gesels ons bietjie later met Jenny van Dijk. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Nou, 'n peppermint crisp-taart is 'n klassieke Suid-Afrikaanse nagereg, maar ek gaan dit so effe optower sonder om die hart en die siel daarvan te verloor. Want wat dit vir my besonder maak is die kontras van teksture, romerigheid, krakerigheid en dan daardie vars ligte afronding. Nou jy kan dit aanbied as 'n groot uitnodigende taart vir 'n tafel soos wat ek al reeds hier aan die kant het, of jy kan hom verfyn om dit in individuele porsies, soos van die bak in die individuele porsies vir 'n meer elegante en stylvolle aanbieding. Ek het begin met my room. Nou, en soos met enige verfynde nagereg, begin alles in die detail van die voorbereiding. My mengbak was goed verkoel en ek klits die lang lewe whipping cream tot sagte fluweelagtige punte vorm. Maak seker jy gebruik daai lang lewe room wat op die verpakking sê die whipping cream. Nou ek vind vars room is baie keer bietjie waterig. In 'n aparte bak meng ons dan die caramel treat net liggies totdat dit 'n gladder tekstuur het. Ek gebruik sommer hierdie whisk om dit so te kry. Nou ek vou dan eers 'n klein hoeveelheid room by hierdie karamel in om dit net meer vloei of werkbaar te kry. En dan die res stadig met sorg kan jy dit dan nou net lig inmeng. Hou so 'n bietjie van hierdie room dan nou een kant, ons gebruik dit net vir afronding bo-op. Daarna voeg ek van die fyn gekapte peppermint crisp binne in hierdie mengsel. Dis daai wat die kenmerkende tekstuur en dan geur in die nagereg bring. Indien jy 'n meer gestruktureerde, ek val oor hierdie woorde, kan jy 'n stabiliseerder soos gelatine of 'n whippet gebruik. Veral as jy dit vooraf voorberei om as 'n los individuele porsie dan nou uit daai bak uit op te dien. Vir 'n maklike weergawe gebruik jy dan nou die individuele glase. Die doel van die nagereg is om die mengsel wat ryk is, maar steeds lig op jou tong is. Nou ek gaan aangaan om hierdie alles bymekaar te meng soos ek nou verduidelik het, en dan is ons reg om die elemente in die glase in te sit. So as ek terug is, begin ons om hierdie nagereg laag vir laag te bou. Dit is waar eenvoud en elegansie bymekaar kom. Nou is dit eers terug na Vanessa en Jenny, maar eers kyk ons na die 25 jaar gedenktydskrif wat amper uitverkoop is. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. Ek wil net sê, Corlie, jy val nie oor jou woorde nie. Dit is as gevolg van die waterige mond van daai lekker peppermint crisp wat vir ons wag. Nou, Jenny, net soos wat Corlie verduidelik het, laag en laag, weet, met elegansie en eenvoud, toe sy raai taart in mekaar sit, so brei jy ook jou span voor. Vertel my 'n bietjie van die Protea netbalspan se huidige kondisie en toestand. Hoe voel jy oor hulle? Ek dink jy weet ons is op 'n baie goeie plek. Dit was 2 harde seisoene vir ons, as jy net in ag neem dat 3-4 van die spelers oorgebly het van die vorige wêreldbeker wat ons in Suid-Afrika gehost het 'n paar jaar terug in 2023. So dit is nie so 'n jong span nie, maar 'n ervaring gewys, en in wêreldbekers en Commonwealth Games het hulle nie so baie ervaring nie. So ons is regtig hard besig om met hulle te werk. Ek dink ons eerste seisoen het ons hulle mooi opgebou van om die makliker wedstryde te speel en te eindig met die spanne wat bietjie hoër as ons is, soos Engeland en Jamaica. Maar hierdie laaste seisoen het ons dit aan die ander kant omgedoen. Ons het besluit ons begin by 1 en 2 en dan kan ons afskuif en bietjie van die laer spanne speel. En jy weet dit was belangrik vir ons, want dit gaan alles vir ons oor wêreldklas. Ja. Wat
is dit om 'n wêreldklas netbalspeler te wees. Hulle is klaar die beste in Suid-Afrika en hulle doen klaar baie goed. Maar as jy vergelyk met Australië wat 12 wêreldbekers gewen het en 4 Commonwealth Games gewen het, jy weet wat is die verskil? En ek dink baie van die spelers se oë het regtig oop gegaan. Baie van hulle het die eerste keer in Australië en Nieu-Seeland gespeel maar hulle het so vinnig deur dit gegroei en ten minste die seisoen op 'n baie hoë noot afgesluit. So dit was goed. Ons het vroeër gepraat van die spelers wat internasionale ondervinding doen in die verskeie klub en liga wat hulle dan verteenwoordig daar. En oorspronklik was dit so half van almal gaan speel oor see en dan word jy so half gesien as 'n verraaier, maar julle wil hê dit moet gebeur. Dit is eintlik wonderlik om te sien hoe die meisies groei in daai professionele ligas. Is dit iets wat jy hoop om te sien in Suid-Afrika? Ja, definitief hoop om te sien in Suid-Afrika en ek dink jy weet as ek kyk na die spelers oor see op die oomblik, hulle doen fantasties. Elmarie van der Berg, die enigste speler van ons wat in Australië speel op die oomblik. Jy weet vir hom elke week teen Shamira Sterling wat die beste verdediger wat as die beste verdediger in die wêreld gesien word te oefen. Jy weet dit is die tipe ondervinding. You know, if you rub shoulders against the best week in week out. Op die einde van die dag begin hulle daai confidence te kry om te weet dat hulle kan die ding ook doen. So mens kan sien hoe daar 'n bietjie van 'n omswaai is, maar ja, ons wil hulle graag ook in Suid-Afrika dieselfde kan aanbied. Ja, dis om 'n balans te kry want jy wil vir hulle daai ondervinding gee, maar tog wil jy jou span bou natuurlik. Ja, definitief en ek dink baie van hulle is gretig om by die huis te kan speel ook. En jy weet, dit gee mens ook bietjie meer tyd om aan kombinasies te werk want jy weet daar's net 7 op 'n baan en daai kombinasies veral in die sirkels en jy sal weet want jy doel en verdedigers om in dieselfde wedstryd gespeel baie kere. Jy weet dit vat tyd vir kombinasies soos daai om regtig goed saam te werk. Daai net gevinnig oor die spankeuses. Daar was bietjie, jy weet, sê discrepancy oor jy kies nie die span nie. Kan ons sê dit jy het 'n finale sê, maar daar's 'n hele stelsel rondom dit. Kan jy asseblief vir die kyker verduidelik hoe die spanne gekies word? Ja, definitief. Jy weet ons het 'n hele groep selectors wat saamkom en ons het 'n hele proses waardeur ons werk. Dit begin al so vroeg soos by die Spar kampioenskappe en by die Telkom Netballiga. Oralste is daar keerders wat op die uitkyk is en kyk wie die spelers wat die potensiaal het. Eventueel van daar af word hulle saamgetrek in 'n groep in. Daai groep word eers 'n bietjie gesif en dan word die spelers na 'n kamp toe genooi. Nou vir ons is dit baie belangrik nog steeds om 'n proeweproses te hê en om hulle in te bring vir dit omdat so baie van ons spelers oor see speel en omdat daar so min op 'n baan is. Dit baie van wat belangrik is by ons is hoe kombinasies werk. Ja. Maar ja, daar's 'n hele span keerders wat ek vertrou. Ja. En jy weet daar's spelers wat hier en daar uitgelos word. Daar's baie keer 'n groter prentjie. Dit gaan ook maar vir ons om seker te maak die balans is reg en om seker te maak dat die diepte ontwikkel op die manier wat dit moet. Ja, ek vertrou dat ons span in goeie hande is. Ek weet dit sommer. Wel, ek en Jenny gaan definitief later nog gesels want ek nog baie vrae vir jou. Maar vir eers is dit tyd vir Sake Fokus. Pollen, besigheidsfinansiering. Welkom by die Sake Fokus waar ons vandag vir julle 'n hele paar suksesvolle besighede in en om Pretoria wys. Ons begin met Opticell, 'n besigheid wat jou gesondheid kan verbeter, dan koffie en sonkrag wat goed is vir algemene welstand en daarna gesels Wenies met die mense van Crisis on Call. Opticell is 'n vooruitdenkende voedingsmaatskappy, toegewyd tot die bevordering van mense se gesondheid deur die krag van chemiese biologiese prosesse. Met baanbreker wetenskaplike bloedontledings skep hulle hoogs vir persoonlike voedingsoplossings, gefokus op elke individu se unieke biologiese profiel. Hulle het 'n reeks produkte ontwikkel wat ontwerp is om spesifieke tekortkominge aan te spreek en getekende oplossings vir algemene gesondheidsprobleme te bied. Hierdie natuurlike aanvullings word gemaak met hoë gehalte aminosure, minerale, vitamiene, vetsure en antioksidante, elk noukeurig gekies om optimale welstand te ondersteun. Produkte help met toestande soos diabetes en hoë cholesterol tot kardiovaskulêre gesondheid, bloeddrukondersteuning, aandaggebrekversteurings, kroniese moegheid, artritis, darmprobleme, pH-wanbalanse, velprobleme, onvrugbaarheid, immuunafwykings en baie meer. Opticell is plantgebaseerde middels, vervaardig deur Sastel met SAPRA en wêreldwye akkreditasie. Die toekoms van biomediese gesondheid. By the Daily Coffee Cafe glo hulle nie in reëls soos ontbyt net tot 11 uur nie. Hier sluit hulle nie die eiers toe nie. Hulle glo in regte koffie,
'n Africa Blend bone van Ethiopië en Uganda, plaaslik gerooster en met liefde gemaak. Dis hoekom elke 8ste koppie koffie op die huis is, want goeie klante moet beloon word. The Daily is waar locals ontmoet, waar New York se industriële styl die Karoo se warm huislikheid ontmoet. Of jy nou net werk wil opvang, vriende sien, 'n besigheidsgesprek het of sommer die kinders wil bederf, die Daily is reg vir jou. Daar's altyd iets op die spyskaart, ontbyt heeldag, tuisgebakte koeke en iets groter vir die manne. Met meer as 40 winkels landwyd is daar altyd 'n Daily naby jou. The Daily Coffee Cafe, where locals meet to drink good coffee. Besoek drinkgoodcoffee.co.za. Oorlog oor see, oliepryse klim en ja, petrol styg alweer. En hier by die huis, kragonderbreking speel nog steeds baas. Genoeg is genoeg. Met Romic Consulting is jy nie afhanklik van die chaos nie. Hou jou ligte aan, sny jou kostes en vat beheer terug. Romic Consulting, jou krag, jou reëls. Kontak hulle nou. Vir die eerste 10 kliënte wat belê in solar, bied hulle die volgende pryse aan. Hi, I am Franco Olivier. I'm a semi-professional adventure racer and I am crisis ready. Being an adventure racer, safety is of the utmost importance for us. So I am proud to say that I'm a crisis on call client where whatever happens to me, where I fall, if I'm in an accident, if something happens to me, I know I am covered. So crisis on call, thank you so much. So whether you're a weekend warrior or professional rider, be crisis ready, then you know you're in safe hands. Crisis on call. Zander, Roan, ek weet by jou oor Zander, hoe belangrik is identifikasie vir fietsryers spesifiek? Wel, ek sal sê dis belangrik vir almal, maar vanaand vir fietsryers omdat hulle, ek wil nie sê meer kwesbaar is nie, maar meer blootgestel is, veral aan kapings of padongelukke wanneer hulle nou hulle weet die pad aandurf met die twee fiets. Nou Roan, het julle enige gevalle gehad waar dit tussen lewe en dood was, waar identifikasie 'n baie belangrike rol gespeel het? Definitief, Nesmarie. Ons het net van die kamera af gesels oor fietsryer wat doodgery is nou onlangs. In die week was daar ook 'n insident gewees waar daar fietsryers voetganger raak gery het, wat voor hulle ingestap het. Baie mense sê fietsryers ry dalk baie selfsugtig. Ek is self 'n fietsryer, maar die realiteit is, dis nie altyd die geval nie. Ek dink partykeer is dit ook maar die fietsryer se skuld, ander keer is dit ook maar die persoon, die motoris se skuld, maar die realiteit is dat hierdie goed gebeur en as jy val of jy's alleen en daar's nie inligting nie, eindig jy op in die verkeerde hospitaal en niemand weet van jou nie en dan, wat dan? Ja, want mense kan nou skuld blameer en sê dit was die een se skuld en daai een se skuld, maar op 'n einde van die dag is identifikasie belangrik. Hoekom? Vanaf 'n paramedikus se oogpunt af, is dit belangrik vir atlete en fietsryers om hierdie identifikasiebandjies te hê? Verseker, dit gaan nie soseer oor wie se skuld dit is nie, dit gaan oor die realiteit, dat noodgevalle wag vir niemand nie. Die fietsry ongeluk waarvan Roan nou gesels, is een wat ek bygewoon het. 2 fietsryers is beseer, gelukkig vir toerusting soos 'n valhelm wat hulle bewus gehou het, maar die voetganger byvoorbeeld was gedisoriënteerd en haar sleutelbeen was gebreek. So is in hierdie kritiese oomblikke wat inligting vir ons belangrik is, sodat ons weet waartoe om jou te vat, wie ons kan bel om te sê, weet die fietstoer wat iemand dan net gevat het in 'n noodgeval ontaard. Ja, want dit is regtig, ek bedoel gebeur daagliks. Crisis on call gee daai oplossing. Waar kan mense meer weet van dit? Waar kan ons meer inligting kry? Dis baie eenvoudig. Mense kan net die webtuiste besoek by crisisoncall.co.za of jy kan die woord ontbyt SMS na 48950. En ons gaan in kontak met jou tree en ons gaan jou verduidelik hoe om telefonies ook aan te sluit by Crisis on Call en sodat jy daai gemoedsrus kan hê wanneer jy gaan oefen en wanneer jy dalk in 'n kompetisie gaan deelneem. So ons weet ook die fietsse is ook baie duur, so hulle roof ook mense vir die fietsse en dan word jou selfoon gesteel en al hierdie tipe goed. So dis presies waar die bandjie 'n groot rol speel wat nie aanloklik is vir diefstal nie. Nou net vir my persoonlik, wat is alles op die bandjie? Watse inligting kan mense opkry?
So die bandjie is 'n rubberbandjie wat natuurlik 'n noodnommer op het, 'n nasionale effektiewe noodnommer, en dan aan die agterkant is daar 'n kode wat jou verbind tot jou persoonlike inligting. So hulle gaan nie daai bandjie steel nie en hy gaan ook nie afgeruk word nie. Ek meen ons het professionele rugby spelers wat met die bandjie speel, en as dit in daai kontaksituasies nog nie afgeruk is en gebreek is nie, dan sal dit nie. So die realiteit is dat die inligting namens jou praat wanneer jy self nie kan nie. En vinnig, wat is die koste verbonde aan dit? So daar's verskillende pakkette. Okay. Daar's verskillende pakkette wat op ons webtuiste beskikbaar is. So dit hang af of jy 'n gesin is, of jy 'n enkellopende persoon is, of dit 'n koöperatiewe maatskappy is wat ons met ons wil hande vat. Ons het opsies vir almal. Okay, wonderlik. Ek dink ek gaan julle dadelik kontak, veral dat ek nou in die Kaap bly, is dit maar gevaarlik op die paai, hoor. Ek is sommer een van julle customers reeds. Wel, ons kyk nou na 'n hele paar ondernemings wat in Pretoria geleë is, en daarna is dit nuus sake, en Charlene gesels met Liesel de Lange van Rapport. Dankie manne, dit was lekker. Baie dankie. Dankie. Partydrome wag vir later in die lewe. Drome van rustigheid, veiligheid, 'n plek wat jy werklik huis kan noem. Vir baie word die droom nou waar by Birdhaven Aftree Landgoed, die nuutste in Central Development se reeks suksesvolle aftree landgoedere. Hier is die wêreldklas infrastruktuur van die midstreamnode en die stad naby, nes die rustigheid van die 16 hektar voëlpark. Hier het elkeen 'n naam, word nuwe vriende waardeer en jy leef met die gemoedsrus dat al die versorgings- en leefstylfasiliteite wat jy nodig het op jou landgoed beskikbaar is. Verander word die droom waar in die rustige Bosveld atmosfeer van Bergvallei Aftree Landgoed of by Celebration Randburg se stadsoase. Die keuse is joune. Kom kies jou aftreehuis en leef die lewe waarvoor jy so hard gewerk het. Central Developments, markleiers in aftree eiendom. Eritron is 'n ingenieursintegrasie- en vervaardigingsmaatskappy wat oplossings bied vir elektriese instrumentasie, beheer en besluitneming ondersteuningsstelsels. Hulle het uitgebreide plaaslike en internasionale ingenieurskundigheid en 'n bewese rekord in verskeie industrieë. Hulle verseker optimale aanlegfunksie deur outomatisering audits te doen en diensvlakooreenkomste te verskaf. Dit sluit in afstandonderhoud en ondersteuning op die perseel met pasgemaakte voldoeningsaudits. Eritron gebruik 'n reeks toestelle en tegnologieë om optimaal aan jou spesifieke vereistes te voldoen. Bilango Placements, gestig in 1999, is 'n personeelwerwingsmaatskappy en 'n geregistreerde lid van APSO wat hulle etiek en diens tot die goue standaarde hou. Met jaarlikse regulatoriese audits en regsnakoming van die Poppy-wet is vertroue nie net 'n woord nie. Bilango leef dit. Bilango is 'n verlenging van jou onderneming en fokus daarop om jou besigheid so goed te leer ken dat elke nuwe aanstelling 'n langtermynbelegging is en jou droomspan bou. Data en tegnologiese aanpasbaarheid dryf die besigheid. Bilango glo nie net in CV's nie, hulle glo in mense. Hulle leer elke kandidaat op 'n meer persoonlike vlak ken en in hierdie digitale era het hulle steeds 'n warm persoonlike en menslike aanslag. Agter elke kortreis is hart, passie en 'n span wat omgee. Boeker met Bilango Placements. Hulle bring werkgewers en werknemers bymekaar om droomspanne te bou. Vleis Sentraal Eiendomme is Vleis Sentraal se spesialis eiendomsafdeling, tans die suksesvolste verkoper en verhuurder van landbougrond in Suid-Afrika. Jy spandeer 'n leeftyd om 'n waardevolle bate op te bou. Daarom wil jy seker maak jou plaas kry die beste moontlike blootstelling en prys. As jy in die mark is om 'n plaas te koop, verkoop of verhuur, kontak hulle. Op 13 April 2026 om 11:00 vind daar 'n aanlyn verhuuringsveiling plaas van 'n 189 hektaar weidingsplaas buite Vrede in die Vrystaat. Vleis Sentraal Eiendomme. Hoe help ons jou? SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree Landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur die mens en gesondheidsorg integreer. Val
val vir ons lae premies. By King Price kry jy meer as net koninklike diens. Jy kry 'n bekostigbare premie wat by jou begroting pas. Dis karversekering wat vir jou werk. Van die koning van versekering, King Price. Liesel de Lange van Rapport is ons nuuspersoon van die week. Liesel, baie welkom in die ateljee. Ons gaan rustig praat, nie teen 120 km/h sodat jy en David doen nie, hoor. Okay, so Iran domineer gewoonlik nou in die afgelope ruk die nuusblaaie, maar ter plaatse is daar genoeg om ons besig te hou en dan loop die pale spoke ook nou weer. Dit is nou na 'n media-aansoek. So vertel vir ons wat gebeur het. Wat gebeur het is News24 het 'n PAIA-aansoek gebring om die destydse Oopot verslag. Dit is in Oktober 2023 is die verslag afgehandel, maar dit is geklassifiseer of hoogs geklassifiseer toe nou verklaar en dit het toe nooit in totaliteit uitgekom nie. Nou die klassifikasie van die verslag is in ek dink Februarie verander, het minister Firoz Kachalia dit aangekondig en toe het News24 die aansoek gebring en hulle het donderdag die verslag toe in die hande gekry. Nou die verslag is nogal dis opspraakwekkend en ek dink daar sal al hoe meer detail nog uitkom, maar in die verslag word Wally Rode weer betrek as die hoof van die presidensiële beskermingseenheid oor sy betrokkenheid oor beide die ondersoek en die hantering van die verlore geld, as mens dit so kan stel. Maar in hierdie verslag, anders as by die destydse openbare beskermersverslag, trek die president tog nader en daar word gesê dat die president het opdrag gegee vir sekere goed om te gebeur. Dit is nogal 'n belangrike verskil nie, want hier hoor ons nou maar my baas het geweet. So daar's nie die verontskuldiging wat daar voorheen was nie, maar dit is ook regtig onrusbarende goed waarvan hy nou beskuldig word in hierdie gedeklassifiseerde verslag. En dit is ontvoering, dit is dat jy onwettig oor die grens gegaan het, jy het 'n ongemagtigde ondersoek gehad. Jy wil nie sulke goed hoor van 'n senior amptenaar nie. Nee, veral nie een wat met wetstoepassing moet werk en die president moet oppas nie. En kyk, dit gaan ook oor, een van die groot kwessies is, hoekom is die saak nooit by die polisie aangemeld nie? Ek meen, 10 miljoen rand in buitelandse valuta in 'n bank wat verdwyn, dit is toch iets wat die polisie behoort te ondersoek, so daar is die groot kwessie. Die kwessie destyds, daar is baie gepraat oor hulle besoek, Rode se besoek, sowel as die president se politieke raadgewer, ene meneer Chauki, wat saamgegaan het. En wat hulle daar gaan doen het, en daar was ons nou ook verskeie ontkennings dat dit enigiets met die ondersoek te doen gehad het, maar die tydsberekening is 'n bietjie aardig, want dit was 9 dae na die rooftog. Ja. So wat is nou volgende, want ons weet daar is nou 'n konstitusionele hofuitspraak wat hulle gesê het hierdie week afgehandel gaan word. Wat kan ons verwag? Gaan 'n bietjie meer energie weer kom in oppositiepartye om hierdie saak weer die lig te laat sien? Beslis. Action SA het klaar gereageer. Hulle het ook intussen die verslag in die hande gekry. Hulle het hulle eie roetes gevolg om die Oopot verslag te kry. Maar dan is daar ook die konstitusionele hofuitspraak. Dit het te maak met die destydse besluit van die parlement om na 'n ondersoek daar nie die president in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Toe die EFF en die ATM het hof toe gegaan, Konsthof toe gegaan, om die besluit te probeer omkeer. En dis die uitspraak waarvoor ons nou wag. Julle gaan ons op hoogte hou, ons maar wag en sien wat daar gebeur. Dan nog warm nuus is die wetsontwerp op vletjieblassers. Dit is nogal 'n positiewe ding, nie? Die twee goed wat vir my uitstaan, jy kan nou 15 jaar tronkstraf kry as jy die details van 'n vletjieblaser bekend maak. En die persone kan ook nou aansoek doen vir finansiële ondersteuning. Dit is nogal merkwaardig. Dit is definitief merkwaardig. Kyk, die verslag kom die voorgestelde wetsontwerp kom is deel van die aanbevelings van die Zondo-verslag. Ja. En ons weet, ek bedoel, een van die bekendste gevalle is Babita Dekoran wat vermoor is nadat sy enorme hoeveelheid bedrog rigbaar gemaak het by die Tembisa Hospitaal. En ons geweldig baie stories van vletjieblassers wat hulle werk verloor, behalwe die wat hulle lewens verloor, wat hulle werk verloor, wat hulle inkomste verloor, wat basies gemarginaliseer word. So hierdie wet sal dit help om dit teen te werk en natuurlik dan nou die feit dat mense kan geld kry. Ja, ek moet tog vir jou vra, en dit is nou maar sien, dis in my, dit is nou alles wonderlik en is baie positief, maar hierdie wetsontwerp, dit maak staat daarop dat ander strukture hulle werk doen. Die nasionale vervolgingsgesag moet byvoorbeeld binne 1 jaar moet hulle ondersoek doen, hulle moet dit afhandel en dan moet hulle 'n aanbeveling maak. En ons weet mos nou maar hoe werk dit met implementering. So moet ons regtig so positief wees. Kom ons wees maar positief oor dit wat op papier kom, maar jy maak die punt en is baie belangrik dat ongelukkig ons het dikwels baie goeie wetgewing en baie goeie bedoelings, maar omdat baie van ons staatsinstellings nie behoorlik funksioneer nie, val dit weg.
Nou goed, in die 1 minuut wat ons oor het, wat maak Lesofie dan nou daar? As hy die EFF en dan nou nog lyk dit my die MK nog verder wil intrek in die provinsiale regering in Gauteng. Speel hy vir oorlewing, wat gaan aan? Kyk, dit is nou tipies weet die omstredenheid van Lesofie, hy het nou weer baie wenkbrauwe laat lig. Wat gebeur het is hy het gesit met 'n minderheidsregering. Hy het besef hy gaan sukkel om die Gautengse begroting deur te kry, want die EFF was vies omdat hulle gemarginaliseer is in die Ekurhuleni. So toe gaan stel hy die nuwe LER vir finansies was voorheen die hoof van finansies in Ekurhuleni. En iemand wat baie goed gedoen het daar nie. Hy is in die pad gesteek omdat hy sy werk so swak gedoen het. So nou beloon, het Lesofie hom ingebring om die EFF aan sy kant te kry. Maar die probleem is ons weet dat daar's verskriklike slegte dienslewering in die provinsie. So dit gaan hom dalk nog byt as hy nie die regte mense aanstel om daai reg te stel vir die volgende verkiesing. Weereens gaan ons op hele staat maak om ons op hoogte van daai verwikkelinge te hou. Lies de Lange, baie dankie dat jy vandag by ons kom kuier het in die ateljee. Het was lekker. Terug na ons sake fokus en ons kyk na Fire Dart en daarna gesels ek met hulle. FireDart is 'n gespesialiseerde ingenieursversekering onderskrywing agentskap wat in Suid-Afrika en regoor Afrika suid van die Sahara werksaam is. Hulle onderskryf plaaslik namens Compass Insure en as 'n goedgekeurde Lloyd's cover holder het hulle toegang tot wêreldklas kapasiteit. Hulle fokus lê waar risiko die grootste is, gedurende die konstruksiefase, ook in die operasionele fase van kommersiële solarinstallasies. As jy saam met FireDart werk, kry jy meer as net dekking. Jy kry tegniese diepte, duidelikheid en 'n ware vennootskap. Dit beteken FireDart maak seker hulle verstaan die projek, hoe dit gebou gaan word, waar dit kwesbaar is en hoe risiko prakties bestuur moet word. Kliënte kan gedissiplineerde onderskrywing verwag. FireDart vra gefokusde vrae. Hulle struktureer dekking behoorlik en hulle is van die begin af duidelik oor terme. Daar's geen verrassings in die eisfase nie. Ingenieursversekering is kompleks. FireDart volg 'n filosofie van tegniese integriteit. Wanneer 'n eis binne die bepalinge van die polis val, word dit professioneel en doeltreffend hanteer. Hendrik Roos en Christo Visser is albei besigheidsontwikkeling bestuurders by FireDart. Hulle is in die ateljee vanoggend. Hendrik, ons begin sommer by jou. FireDart, julle doen ingenieursversekering. Wat op die aarde is dit? Dankie, dit is baie lekker om hier so te wees. So, ingenieurs of konstruksieversekering, ons fokus op die boufase van die konstruksie. So as jy dink aan 'n hospitaal of 'n brug, die konstruksiegedeelte is waar die kwesbaarste is. Want as jy dink aan, daar's baie min sekuriteit, daar's tydelike strukture oral. So as enigiets verkeerd gaan, soos kom ons sê, daar's diefstal of stormskade of iets, kan dit die kontrak regtig daar's 'n groot impak op dit en dit kan 'n groot finansiële impak wees en dit kan ook die hele proses vertraag. So nou wat ingenieurs- en konstruksieversekering doen is, ons beskerm daai fase, ons maak seker die projek bly aan die gang en ons beskerm die beleggers en die ontwikkelaars en die kontrakteurs. Is dit hoe FireDart begin het? Is dit daai probleem wat julle geïdentifiseer het? Daar is 'n gaping in die mark. Ja, kyk, dit is 'n baie tegniese, dit vereis baie tegniese kennis en insig om daai onderskrywing te doen. Ja, nou Hendrik, net gou vinnig, Christo, wat maak FireDart dan nou anders as tradisionele versekeringsmaatskappye? Want dit klink vir my dit gaan ook maar oor risiko. Ja, so kyk, ons is tegniese onderskrywingsspesialiste. So ons fokus net op die ingenieurswese. So ons het nou produkte soos ons solar, kontrakteurspolisse, kontrakteurs alle risiko, plant or risk, en dan ons kliënte is noodsaaklik die makelaars gaan dan in die mark in en hulle gebruik dan ons produk. Maar dan wil ek ook sê, ons is ook nie bang om ons hande vuil te kry. Jy weet, as ons 'n terreinbesoek moet doen en ons moet gaan gesels met die kliënte, dan sal ons dit doen. Ons sal die ekstra mal gaan om ons makelaars te help. Julle verwys nou herhaaldelik van hoe dit baie spesialistwerk is, tegniese werk, en ek is seker julle het 'n span mense wat baie slim is agter julle. Vertel net vir my vinnig van hulle. So ons het 'n tegniese span wat die onderskrywing doen. Soos wat ek sê is, jy het insig nodig in daai tegniese aspek van dit. So ons het siviele ingenieurs en ons het meganiese ingenieurs wat ons help met die onderskrywing, sodat ons daai risiko beter kan verstaan. So wat is van die grootste risiko's? Jy het nou gepraat van dalk stormskade en diefstal wat groot konstruksie en hernubare energieprojekte dan mee voor te staan kom. Ja.
So ek sal sê as ons praat van 'n risiko, wat die grootste risiko's is, diefstal bly altyd maar 'n groot risiko vir ons. Dit is definitief daar en dan weer en natuurramp risiko's Maar jy neem kan dit nie toe. voorspel nie, Jy nee. kan dit nie voorspel nie, so dis baie moeilik en dit neem toe. So ek bedoel daar's 'n groot invloed as dit kom by storms en reën en vloede en ook sterk winde wat tydelike strukture beïnvloed op 'n of ander dag. So julle is seker ook baie ingestel op klimaatsverandering en die ligging van 'n spesifieke projek om dit te verstaan sodat jy dit reg kan onderskryf. Definitief. Ja. Christen, net vinnig vir jou, wie staan agter Firedart in terme van versekeringskapasiteit? Alright, so in Suid-Afrika, plaaslik is dit Campus. Hulle het 'n baie goeie reputasie by ons. Hulle is dan obviously ons versekeraar en hulle is ons onderskrywing. Hulle het ons onderskrywing vir ons. Iets waar ons baie opgewonde is, ons het 'n Lloyd's cover holder. Alright, en wat dit dan beteken is, ons kan namens syndikaate by Lloyd's of London onderskryf. En dit beteken, ons kry internasionale kapasiteit, en as ons internasionale kapasiteit kry, kan ons buiteland toe gaan. So, wat maak jou opgewonde oor die toekoms van ingenieurswese en infrastruktuurprojekte in Suid-Afrika? Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink infrastruktuur, en ek sal dit weer sê, infrastruktuur, dit is iets waar ons almal opgewonde is, of van nou 'n pad gebou is, of as dit 'n inkopiesentrum is, 'n groot solarprojek, dit skep vir almal geleenthede. En as dit geleenthede skep, is dit goed vir ons almal. En dan by dit gesê, dink ek dit maak spesiaal die Firedart span betrokke, want ons is direk betrokke daarbey, en dat ons internasionale beleggers wat vir ons land kyk, en wie weet wat die toekoms inhou. En dit is goed vir die ekonomie en dankie dat julle dit ondersteun. Dankie dat julle kom kuier het. Baie dankie. Volgende aan die beurt is Spa-Town, 'n natuurlike ysteraanvulling, en daarna vertel Pieter de Waal ons van sy volgende sakefokus. Vanuit die hartjie van Snowdonia se heuwels bied die natuur 'n kragtige bron van yster. Spa-Town. Met sagte, maklik opneembare yster werk Spa-Town met jou liggaam sonder neeweffekte. Yster is noodsaaklik vir suurstofvervoer, vegan-vriendelik, kognisie en 'n gesonde swangerskap. Spa-Town. Sag, natuurlik, effektief. Een naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Goeiemôre. In 'n komende sakefokus uitsending fokus ons bytsake op die gesondheid en welstandsbedryf sektor waar vertroue, sigbaarheid, geloofwaardigheid die groei dryf. Hierdie uitsending skep ruimte vir ondernemings wat praktiese oplossings bied, van mediese dienste en toerusting tot welstand en voorkoming, en wat hulle boodskap professioneel aan kykers wil oordra. As jy jou onderneming in hierdie uitsending uitgelig wil hê, nooi ek jou om my besonderhede op die skerm te neem en kontak te maak. Met ervaring in ligtheid en produksie help ek jou om jou boodskap reg oor te dra. Sien daarna uit om met jou te gesels. Terug na Corlie. Nou begin ek met die glase, of as jy 'n groot bak gebruik, volg jy eintlik maar net presies dieselfde stappe. Nou ek begin met 'n laag van die tennisbeskuitjies wat ek verkrummel het en met 'n bietjie gesmelte botter gemeng het. Dit breek die ryk romerigheid. Daarna 'n dun fluweelagtige laag van die karamelroommengsel. Nou hierdie proses herhaal ek laag vir laag totdat die glasie opgevul is. En dan eindig ek met 'n sagte romerige bokant van die room wat ek dan nou natuurlik eenkant gehou het. So. Hier is die glasie. Ek het al begin so bietjie, ek gaan nog so ekstra bietjie ingooi. Jy sal oplet dat ek hier nie die laagies bietjie dikker gemaak het, net om my bokant is bietjie dunner waar ek dit insit, dit maak dit net makliker. Jy kan natuurlik dunner laagies insit om dit mooier te laat lyk, maar ek voel hierdie werk. Ek gaan nou vir julle vertel wat is my volgende laag. Nou die derde of die glasies gaan ook yskas toe vir 'n goeie hoeveelheid tyd. Verkieslik oornag sodat die teksture mooi kan set en ontwikkel. Nou net voor opdiening voltooi ek dit met 'n ligte laag
vars geklopte room soos ek nou gesê het en die fyn afwerking van die peppermint crisp. Nou kom ek kyk gou verder, kan ek klaarkom. En net dat jy weet, ek het nie hierdie op die resep gesit nie, maar dit is opsioneel en jy kan dit insit. Hierdie het sommer as 'n tweede gedagte ingekom nadat ek die resep vir jou geskryf het. So hierdie is klaargemaakte chocolate brownies wat ek gekoop het, sommer so van die rak af en dan het ek dit net op verkrummel. So kyk, jy gaan stroopsoet wees nadat jy hierdie geëet het, maar dit gaan mos nou maar oor die lekkerte. Hierso is ook net 'n bietjie van die karamel wat ek dan bo-op gaan sit en daai geklopte room. Ek gaan dit nou klaarmaak terwyl julle aangaan. Nou wanneer ek terug is, rond ons dan nou hierdie nagereg wat ek gepak het of gelaag het af met 'n vars element wat alles perfek gaan balanseer. Kyk, jy kan my mos in 'n wip vang met 'n lekker peppermint crisp tart en ek dink Corlie so sy daai layers bou, so herinner dit my ook aan ons netbalbreier, Jenny van Dijk, wat 'n span oorgeneem het wat bietjie van 'n teleurstellende 6de plek by ons tuis wêreldbeker gehad het en ons het onlangs teen Engeland toetsreeks gewen. So daar's verskriklik baie groei en belowendheid. Ek weet nie, ek het nou net 'n woord opgemaak, maar kom ons gaan met belowendheid. Definitief baie groei, maar jy weet ek dink jy weet vir ons gaan dit nog steeds om in die groot oomblikke dit ook te kan doen. Ons het by die vorige Commonwealth Games, by die vorige wêreldbeker al 62 geplaas en dit is ietsie waarop ons wil verbeter. Gelukkig as nasionale coach wat op 'n laer nasionale vlak ook afgerig het ek baie tyd in al die verskillende Afrika lande spandeer. So die styl van hoe Afrika spanne netbal speel is vir my ietsie waarna ek baie gewoond is en ek dink dis ook iets as nasionale span waarop ons baie gefokus het. Weer 'n bietjie teruggegaan en gesê luister hierso, ons moet seker maak dat ons nie die spanne van Afrika ligtelik opneem nie. Hulle is goeie netbalspelers, hulle het lente en hulle kan daai doele van enige plek in die sirkel af inskiet. So dit is 'n belangrike gedeelte van wat ons doen, maar ek dink op die oomblik is ons op 'n goeie plek waar ons al die verskillende style van al die verskillende lande nou baie goed ken en waar ons alles van dit maar bietjie deel maak van wat ons doen ook. Ja, het dit 'n invloed op jou afrigtingstyl en hoe sou jy jou afrigtingstyl beskryf oor die jare? Beslis, 'n baie groot invloed op my afrigtingstyl. Ek dink daai eerste wedstryd die vorige seisoen wat ons teen Engeland gespeel het ons juis baie van die tegnieke wat die Afrika spanne gebruik geïmplementeer om vir Engeland te kan wen, omdat dit bietjie meer onorthodox was. Maar vir my, jy weet, ek is 'n patroonherkenner. Dit is een van my spesiale talente. Van baie jongs af was ek 'n analis en het ek seker gemaak dat ek die wedstryd opbreek met die programme wat ek gehad het om by die inligting te kan uitkom. En ek dink sodra jy regtig verstaan wat se patrone 'n span speel en hoe hulle dinge doen en vir ons as 'n deel van die afrigting daarso gaan dit ook baie oor om die spelers op die baan te sit en te sê okay, jy is nou Nieu-Seeland. Self my die sone defense op van die Nieu-Seelanders. Sodat hulle self kan dink. Dat hulle kan agterkom teen wat hulle gaan speel. Ja. En so het dit ook deel geword van die spel wat ons speel. Ja. So ek is iemand wat nogals ek het nie 'n vaste patroon en net een manier om dinge te doen nie, maar ek dink ons hele afrigtingsspan en ons spelers wil ook nie so rigied wees in wat ons doen nie. Ja, want dit hou dit bietjie onvoorspelbaar en dan kan ons met ons Afrika-styl nog steeds die wêreld klop en dit is eintlik wat ek weet jy graag wil doen. Nou, behalwe vir die analise en al die goeie werk wat jy doen in netbal, weet ek jou hart is ook op die regte plek en jou motto, we rise by lifting others. Vertel my 'n bietjie meer daarvan. Ja, ek dink dit is belangrik vir my in alles wat ons doen, selfs as nasionale span. Jy weet, daar's daai aspek van om terug te gee. Daai aspek van om by die skole uit te kom, om wedstryde te gaan ondersteun en veral die aspek vir my as afrigter om terug te gee aan die afrigters. Ja. So vir my is 'n baie groot fokusarea om seker te maak coaching the coaches. Ja. En want daar's nie altyd baie tyd om by al die jong kindertjies en oral uit te kom nie, maar dit is na in my hart en ek voel regtig baie sterk daaroor en veral in netbal dink ek ons het so 'n kultuur waar ons almal teruggee. Nou kyk, as netbal gogga jou gebyt het, dan los hy nie vir jou nie. Kyk, ons het van jare al gekom en hier sit ons nog steeds. Ja, nee, beslis. Wat sou jou, kom ons sê 20 sekonde inspirasie boodskap wees vir elke liewe afrigter? Maak nie saak of jy die onder 5 span by laerskool pits onder water afrig en of jy 'n provinsiale span afrig. Wat sal jou advies wees vir elke liewe afrigter daar buite? O, jy weet, die eerste plek wat ek wil sê is ek dink mens moenie as nasionale coach dink ek dit bly altyd belangrik om te weet dat en dit klink soos 'n klise, maar
spelers moet geniet wat hulle doen. Hoekom wil jy sport speel as daar geen genot is in wat jy Maar doen? niemand hou van verloor nie. Niemand hou van verloor nie. En dis hoekom my filosofie is while we play towards when always winning is never the way we measure our success. There's a standard that ranks above it all. Maar vir my die groot ding is, jy weet, mens maak 'n impak. As 'n afrigter, ek meen hier sit jy. En kyk wat 'n fantastiese lewe het jy vir jouself gebou. Jy weet jy kan met die volgende visie-president werk van die land. Jy kan en dit is vir my so belangrik dat hulle besef met wat hulle werk, maar tweedens dink ek ook is belangrik dat baie keer sien ek afrigters gaan in 'n rigting in wat hulle net motiveer en baie van wat ek doen op die baan het baie motivering in dit. Maar weet ook wat jou werk is. Jou werk is om netbal af te rig. Jou werk is om seker te maak dat hulle strukture, planne, taktiese inligting kry op die baan sodat hulle kan beter netbal afrig. Ja, en as jy daai fondasie het, natuurlik, nie almal gaan Protea netbalspelers word nie, maar moontlik 'n CEO van 'n maatskappy en dan kan netbal miskien daai lesse en daai lewenslesse ook leer. So dit is wonderlik om te dink wat coaching en sport in ons land kan doen. Ontbytsake is beskikbaar op vele sosiale media platforms, onder andere Facebook, Instagram, TikTok en LinkedIn. Volg ons gerus en laat hoor van julle. Lekker om in die kombuis te kuier, maar oor wie jy nie sit nie, anders gaan my nek Net vir jou. Maar ek is jammer, ek Dat is steeds langer as ons. Maar dit is tyd vir Kiebersake Fokus julle en vandag kry ons vroue 'n slag 'n kans. Verlede week het die lieflike Lindy Strydom hier by ons gekuier en Renée Keiser van Duyk het laat weet sy borrel behoorlik wat 'n tonic en Yvonne Kreer het geskryf, "Ai, dit was nou lekker, amper so lekker soos hierdie." So spontaan ons Lindy, weer eens dankie vir 'n propvol bitterlekker program. En so van bitterlekker gepraat, Corlie, die mense was mal oor jou kos. Soos altyd. Ja, jy het natuurlik die bord uitgelek. Ons kan dit op kamera te sê nie. Nou hoop julle het almal die beesvleisbreedie probeer. Ons het verlede week 'n foto op sosiale media gedeel van almal voor en agter die skerms in die kombuis. En toe lyk dit asof net Dawie kos kry. Nou, onthou julle daai foto. Nou Johannes Lappeskagnie het opgelet. Ek sien Dawie kry 'n bord kos en 'n glas wyn, maar die ander moet die kos deel. Julle program is uitstekend. Dankie daarvoor. Nou, moenie bekommerd wees nie. Ons kan ons die mense laat weet almal kry inderdaad. Almal kry kos. Ek kan getuig daarvan want ek is altyd so 'n paar kilogram swaarder elke keer as ek hierdie stel verlaat. Nou, Leona Du Plessis het ook gereageer op dieselfde foto en gesê, "Mooi foto. Sjoe, Dawie en Leon, julle is omtrent omring met al die mooi dames, mal oor ontbytsake." En dit lyk of ons as gevolg van daai foto hulle bietjie skrik op die lyf gejaag het, want waar is hulle nou vandag? Die een ry fiets en die ander een is iewers op die water, maar ons is volgende week weer terug saam met hulle. Ons kyk nou na ons 25-jarige gedenktydskrif en dis nou julle laaste kans om so een te bestel, want volgende week is ons 26. Maar hierdie tydskrif is een vir die boekrak, daarna finansiële sake en ek gesels met 'n kliënt van King Price. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. Val vir ons lae premies. By King Price kry jy meer as net koninklike diens. Jy kry 'n bekostigbare premie wat by jou begroting pas. Dis karversekering wat vir jou werk. Van die koning van versekering, King Price. 'n Tevrede kliënt van King Price, George Barnett, hier in die ateljee van Morgan Trading. George, baie welkom. Vertel eers vir my, wat is Morgan Trading? Wat doen julle? Goeiemôre Charlene, dis 'n voorreg. Morgan Trading het so ontstaan in 2000 as 'n eerste generasie boerdery. Ons fokus op die gewasverbouing van aardappels en grane. Benewens ons gewasverbouing het ons ook 'n wildsvertakking en 'n Bonsmara kudde wat deel is van die Vlakte Bonsmara studiegroep. Vlakte se veiling is hierdie jaar 11 Junie en sal 'n produksie sowel as 'n jongbeesveiling wees. 'n Baie belangrike deel is die produksie van saad vir Delta Saad. Ja, so vertel ons spesifiek meer van Delta Saad. Wat doen julle alles? Is dit net vir julle eie gebruik of verbou julle dit ook en verkoop dit in die mark? Ja, Delta Saad is 'n baie trotse Suid-Afrikaanse maatskappy. Ons fokus is streng op boere gefokus en ons doel is om boere te help om beter opbrengste te realiseer deur spesifiek kultivars te teel wat vir Suid-Afrikaanse toestande aangepas is.
As gevolg daarvan gebruik ons die kultivars en word dit landwyd geëvalueer omdat Suid-Afrika so uitdagende en soms wisselvallende klimaat het. 'n Boer kan dan gerus wees dat die kultivar wat sy keuse is, aangepas is by sy unieke omstandighede. Klink daar 'n fantastiese onderneming wat jy daar beet het, maar wat is die toekoms vir Deltasaad? Wat beplan julle? Charlene, Deltasaad is baie opgewonde vir die toekoms en ons is baie trots op ons 2 nuwe BR mieliekultivars wat hierdie jaar in die mark beskikbaar is. Onder andere is dit DE 1314, is 'n ultra vinnige geel kultivar, en DE 20557 wat 'n medium vinnig kultivar is. En Delta sal altyd in die toekoms gefokus bly om die beste tegnologie vir die boer so bekostigbaar as moontlik te gee. Nou, julle het versekering met King Price. Kan jy vir ons vertel van julle ondervinding met die indien en die afhandel van eise? Ja, tot op hede, Celine, is ons baie tevrede met King Price se diens. Jy weet, ons polis het in 1 November 2021 in werking getree en reeds in die eerste maand het ons 'n voertuig verloor. Daardie eis is binne 10 dae afgehandel en uitbetaal. Hierdie jaar het ons 'n skade op een van ons spulpunte gehad. Daardie eis was ongeveer R130.000. Daardie eis is binne 24 uur nadat dit ingedien is, uitbetaal, wat in enige terme uitstekend is. So hulle is werklik betroubaar. Baie betroubaar. En sal jy King Price aanbeveel vir ander boere ook in skoene soos joune? Charlene, ek sal jou so antwoord. My vrou was jarelank in die versekeringsbedryf en sy het baie goeie kennis oor onderskrywings sowel as eise, en selfs sy sê dat daar geen versekeringsmaatskappy is wat kan kers vashou by King Price nie. Eerstens het hulle uitstekende produk. Tweedens is hulle baie billike premie en derdens het hulle uitnemende diens. Jy sal weet dat ons finansiële adviseur Koer de Lange 24 uur beskikbaar is en hy gaan uit sy pad uit om ons by te staan en stel altyd sy kliënte eerste. So ongetwyfeld sal ek King Price aanbeveel, want ons ervaar selfs dat hulle in die gemeenskap betrokke is, want in die gemeenskap borg hulle vir vlakte Bonsmara en in die plaaslike skole kan ons werklik 'n verskil sien. George, baie dankie dat jy kom kuier. Ek is bly dat jy so tevrede is met King Price, maar ek is blyer dat jou vrou, die grootste kritisie, ook baie tevrede is. Nou oor na leefstylsake met Dr. Judy en sy gesels met Vanessa Marie oor insek en ander buite. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Ek nou lekker met Dr. Judy Pretorius gesels, maar julle moet ook weet, ons bly in Suid-Afrika en ons is hier uit teen die elemente, nie net die son en die weer nie, maar ook insekte, slangbuite, luise en hoe mense dit kan behandel. Dr. Judy, vertel my 'n bietjie, hoe onderskei mense tussen die tipe buite? Wel, ek kom ook nou van die oosterse lande af. Ek is redelik baie gebyt, tog ek moet vandag hieroor praat. Okay, so jy eerstehands ondervinding. Eerstehands ondervinding. Maar jy kan onderskei tussen 2 tipes, 'n giftige byt en 'n nie giftige byt. En wat dit eintlik beteken as ons by die giftige byt kan begin, is wanneer 'n insek of 'n tipe spesies jou steek of byt en gif in jou vel in deponeer. Byvoorbeeld 'n bysteek, 'n perdebysteek, spinnekopbyte, skorpioene, slange ensovoorts. En die effek wat dit het op die vel is dit brand, dit seer, dit is pynvol, daar's baie swelling en inflammasie betrokke en gewoonlik, jy weet, kan dit dalk weggaan, maar dit kan ook gevaarlik wees. Mense kan in anafilaksiese skok ingaan, byvoorbeeld 'n allergiese reaksie en jy kan jy weet snak na jou asemarguments onthaalwe, dit kan neurotoksies of sitotoksies wees, dan moet jy maar hulp kry. Maar daarteenoor kry jy jou nie giftige insekbyte wat nie so skadelik is nie. Byvoorbeeld muskiete, so jy kan op meer as een plekkie 'n byt kry, vlooie, bedluise ensovoorts, en dit het meer gaan gepaard met 'n gejuk, ook 'n bietjie swelling ensovoorts. So dis die verskil tussen die twee, maar dis ook nie te sê dat dit nie gevaarlik kan wees nie, want muskiete kan byvoorbeeld malaria oordra en dalk 'n bosluisbyt kan 'n infeksie veroorsaak. So mense moet maar altyd net op die uitkyk wees dat dit net nie gevaarlik is nie. Ja, maar ek dink jy gaan weet as 'n slang jou pik. Jy gaan weet, dit gaan 'n bytplek wees en dit gaan tipies twee steek
bytplekkies wees wat jy kan sien. Selfs met 'n spinnekopbyt wat gewoonlik na 'n paar dae of so 48 uur dan word daai bytplekkies swart. Jy weet daai tipiese nekrotiese weefsel. Jy kry amper so insinking van die vel wat plaasvind en baie hoë voginhoud. So jy gaan definitief moet hulp kry in so 'n geval. Jy kom agter ons is nie meer nou besig met muskietbyte nie. Ja, Hier is nou 'n ander ding. Nou hoe behandel mense hierdie tipe? Wel, die heel eerste oor die toonbank behandeling is om te gaan soek na bestanddele wat 'n baie skerp reuk het, jy weet. Soos byvoorbeeld diethylmetatolamied argumentsonthaalwe, maar dit is dan bekend as DEET of picaridin argumentsonthaalwe. So dis produkte wat jy fisies op die vel kan smeer, maar dit het 'n baie prominente reuk, afweermiddel argumentsonthaalwe. Tea tree olie ook help, laventelolie help. Ek het gehoor. Knoffelreuke help, citronella olies help vir daai tipe van dinge. Maar ook as dit nou alreeds gebeur het, kan jy gaan soek vir topikale produkte, veral met die geheuk wat 'n anti-histamien bestanddeel binne-in het. En natuurlik ook, en hoekom ek vandag ook hieroor wil praat, ek is byvoorbeeld bekommer wat doen skole as klein kindertjies dalk gesteek word deur bye. Jy weet, is daar dalk 'n tipe van 'n proaktiewe respons waar iemand dalk 'n adrenalinspuit het om seker te maak as hulle begin snak na asem of antihistamien, dat hulle net so gou as moontlik uit daai proses kan uitkom, dat jy hulle kan red op die uiteinde van die dag, want dit kan baie gevaarlik wees. Ja, ek bedoel, ek het nou juk alles. Ek weet nie van julle nie, maar ek voel ek moet heeltyd krappie op my arm. Dr. Judy, dankie. Dankie vir die insig soos altyd. Nou, Dr. Judy neem 'n blaaskans, maar sy is weer terug middel Mei met 'n splinternuwe reeks. Nou weer oor na Sake Fokus en daarna maak Corlie daai lekker peppermint crust nagereg wat ek al die hele program voorwag. Vanuit die hartjie van Snowdonia se heuwels bied die natuur 'n kragtige bron van yster. Spa-Tone. Met sagte, maklik opneembare yster werk Spa-Tone met jou liggaam sonder neeweffekte. Yster is noodsaaklik vir suurstofvervoer, vegan-vriendelik, kognisie en 'n gesonde swangerskap. Spa-Tone. Sag, natuurlik, effektief. Lekkewaan het 89 agentskappe reg oor Suid-Afrika en in Namibië en hulle verskaf bekostigbare elektriese vervoer vir die landboubedryf en ander industrieë wat soek na 'n veelsidige alternatiewe opsie as brandstof. Hulle streef konstant na pypdiens en naverkoopediens vir kliënte. Jy kry 'n betroubare produk wat horisonne verbreed vir wat jy ook al Lekkewaan karretjies wil gebruik en natuurlik ook aansienlike kostebesparing. Met 8 jaar se ondervinding en 20 jaar se landbouervaring weet Lekkewaan presies hoe om jou te help en te ondersteun. Daar's ook 'n Lekkewaan agent naby jou. Hulle wil hê 'n produk moet vir 'n kliënt werk en daarom reël hulle dat jy eers die produkte kan uittoets voor jy die besluit neem om te koop. Daar's 9 modelle om van te kies, waarvan 2 van die produkte tans padwaardig is, wat jou opsies nog verder verbreed. Lekkewaan, bekostigbaar en mededingend. Area bestuurders werk saam met agente en kliënte om te help met raad of as jy probleme ondervind. Besoek hulle by Nampo of kontak Lekkewaan vandag nog. Hulle is lekker man. Pieter de Waal, projekbestuurder by Ontbytsake, doen 'n Sake Fokus oor gesondheid en algemene welstand. As jy dus 'n onderneming in die bedryf besit, kontak vir Pieter en kom wys die land wat jy doen. Dit word op 5 September uitgesaai. Nou vir die laaste afronding het ek 'n eenvoudige vars arbei en kruisement salsa of kompot. Nou al wat ek gedoen het, ek sny vars arbeie in klein blokkies en voeg 'n tikkie strooi suiker by om die natuurlike soetheid te versterk. Dan meng ek die fyn gekapte kruisement liggies deur, net genoeg om die varsheid en die aroma te bring sonder om dit te oorheers. Nou hierdie element is vir my die sleutel. Dit sny deur die rykheid van die tert en dit bring natuurlik die balans. Nou ek skep 'n lepel van die arbei en die mint salsa oor elke porsie net voor opdiening dan nou. Jy sal sien, hierso is 'n doodgewone tert soos jy hom ken en hierso is nou my, kom ons noem dit maar 'n bietjie meer moderne weergawe. So eenvoudig soos dit, skep jy net hierdie arbei bo-op
En die kleur laat die hele nagereg sommer mooi pop. Nou bedien die nagereg koud saam met 'n glas Robertson Winery Citrusy vonkelwyn vir 'n ligte sprankelende afronding. Nou hierdie peppermint crisptert is 'n viering van eenvoud, maar met 'n verfynde aanslag. Ryk, romerig, vars en perfek gebalanseerd. Die resep is beskikbaar op ons webtuiste. Geniet jou naweek en onthou, selfs die eenvoudigste nagereg kan iets besonders wees wanneer dit met sorg voorberei word. Charlene gesels nou met ons ateljeegas Jenny van Dijk. Be Loved Foundation. Saam maak ons 'n verskil in die gemeenskap. Nou, agter ons kom ook uiteindelik in die kraal, want hulle het my al bitterlik hard laat werk voordat ek die voorreg kan hê om met jou te gesels, Jenny. Dit is so lekker. Vanessa Marese watermond nou al heeltyd, so sy nou al hierdie program daarna verwys, vir die peppermint crisptert met jy soetant, of nie eintlik nie? Ja, nee, ek het 'n soetant. Ek is baie lief vir 'n lemon meringue tart, so dalk is dit die volgende een wat ons kan maak. Dan moet jy maar weer kom kuier. Jy speel al van graad 1 af netbal. Jy kan nog nie eers reg jou naam skryf nie, en dan hou jy al 'n netbalbal vas. Hoe het dit gebeur? Ek was lief vir sport my hele lewe lank. Ek dink, jy weet, ek het dit gehelp dat ek 'n ouer boetie het. En ek het begin as 'n verdediger, want ek was die langste in die span. Nou meeste van die tyd is ek die langste persoon in die kamer, maar so nou moet ek vir Vanessa of vir die lang meisie sê, hulle luister nou vir my. Maar dit het net vir my natuurlik gekom. Dit is net iets waarvan ek altyd gehou het, in 'n sportfamilie groot geword. En alles so, nee, dit was baie lekker. Ja, want jou mamma het netbal gespeel, nee? En jou ouma het, wat het sy gespeel? Korfbal. Mense ken dit nie meer vandag nie. Ja, nee, hulle het almal lekker gespeel. My ma, natuurlik die persoon waarna ek die meeste opkyk in my lewe. En die een persoon wat altyd vir my gesê, Jenny, jy moet doen waarvoor jy lief is. Gaan nie roete waarvoor jy lief is. Moenie jy net worry oor die geld nie. En dit het my al die pad tot hier gelei. So ja, nee, daar stam so 'n bietjie sportgene in die familie. My pa ook baie goed met die sport wat hy gedoen het. Is dit dat ons net 'n klomp vroue vandag in die ateljee is wat die leiersels vashou en daar hierdie sterk vroue tema ook in jou lewe is, mense wat vir jou mentors was, want as ek na jou netbal storie luister, elke nou en dan verwys jy na iemand wat jou regtig ondersteun het, en dit is altyd 'n sterk vrou. Vertel vir ons van die rol wat hulle gespeel het, en noem dalk vir ons 'n paar van die definitief, jy weet, die eerste een wat vir my opspring, soos ek sê, is my ma, 'n fantastiese vrou, en dan my laerskool netbaljuffrou, jy weet, sy het net so ongelooflike juffrou Elana, sy het so ongelooflike persoonlikheid gehad, dat ek net naby haar wou wees, en dit het my liefde vir netbal laat groei. Jy weet, in die hoërskool toe ek met matriekjaar kom, toe moes dit my beste jaar van my lewe wees. Ek was 'n baie goeie sportvrou. Ek het geweet ek gaan die nasionale span maak, en hier kry ek hierdie twee groot beserings. En juffrou Olga, my afrigter toe, het vir my gesê, Jenny, jy het my beseer, maar kom help my met die afrigting. En dis eintlik waar ek begin het as 'n afrigter. Maar sy het my gesê, jy gaan nie jouself nou sit en jammer kry omdat jy die seisoen nie kan speel nie. En ja, so deur die jare, Elise Kotse het my in die diep kant ingegooi. Toe sy die nasionale coach wat, toe sê ek, ek is nie reg om tiks oor te vat nie. Toe sê sy, wel, jy moet nou maar gaan dit nou maar doen. En al hierdie nasionale coaches, jy weet, vir my, die lekkerste ding op die oomblik is, elke liewe nasionale coach wat Suid-Afrika nog afgerig het, deur alle jare deur. Hulle maak met my kontak voor 'n wedstryd, na 'n wedstryd. Partykeer gee hulle vir my hulle bietjie inligting wat ek baie geniet, en selfs Norma Plammer. Jy weet, ons praat gereeld met mekaar. So al hierdie vrouens en meeste van hulle het my afgerig en het my geleer deur die jare, en as dit nie vir hulle was nie, dink so 'n bietjie by almal van hulle gevat en uiteindelik my eie styl ontwikkel en my eie filosofie oor die afrigting. So en ook baie noue bande met mense wat mense sou beskou het as kompetisie vir jou afrigters van maties, byvoorbeeld soos coach Zanelli, maar jy het dit gebruik en dit was vir jou amper vuur, dit jou aangevuur om uit te styg. Ja, definitief. Ek dink meeste mense het gedink, "Sjoe, hierdie twee maties teen 'n tikkies coach, hoe gaan hierdie twee ooit saamwerk?" En jy weet, selfs al was ons het mekaar baie sterk gemaak, om teen mekaar te speel en teen mekaar te kompeteer, en nou werk, ek kan nie vir jou sê hoe goed werk ons saam nie. Dit is regtig so fantasties om 'n assistant coach te hê, wat weet waarvan sy praat, en wat my aanvul, en wat die span sterk maak, en wat dit vir die regte rede doen. Ek wil gou teruggaan na jou beserings wat jy gehad het op hoërskool, daai matriekjaar van dit moes regtig waar so ontwrigtend
byvoorbeeld en teleurstellend gewees het vir jou. Maar dit klink vir my asof jy ook daar 'n baie belangrike les geleer het oor die rol van akademie, oor die rol van verdere opvoeding om 'n plan B te hê. Word dit deel of het dit deel geword van die raad wat jy nou vir spelers en dalk vir ouers gee wat met jou kom praat oor wat moet my kind nou doen, hy of sy is 'n sportster? Definitief, en selfs nou met ons Protea netbalspan, jy weet vir ons gaan dit baie oor die life skill ontwikkeling ook tussendeur dit alles deur om seker te maak daar is 'n plan B, om seker te maak dat ons hulle versterk en vir hulle dat daar ander goeders is wat in plek kan kom, want een groot besering en jou hele toekoms is daarmee heen. Nou baie van ons spelers sien jy as afrigters klaar en jy sien hulle, jy weet op supersporte as kommentators en hulle doen almal so goed, maar dit bly belangrik en dis altyd wat ek vir my klein seentjie ook sê, jy weet, hy wil baie graag 'n groot cricketspeler word, maar belangrik dat jy eers by die universiteit ook kan inkom en dat jy ten minste ook net vir jou daai plan B kan gee. Nou jy het altyd gesê of jy sê altyd dat dit wat van die veld af gebeur is net so belangrik soos dit wat op die veld gebeur. So af van die veld, wie is die mense wat jou nou ondersteun? Die twee manne in jou lewe. Jy het jou seentjie genoem, vertel ons van die ander man. Oh, my seentjie, hy is te pragtig, 10 jaar oud. Kyk, ek kan met wat so groot beker by die huis aankom. Die volgende oomblik sit ek op die grond en ek speel karretjies of ons speel PlayStation of ons doen ietsie anders te lekker. Ons ry nou ook baie fiets, aangesien ek het nou baie geniet om bietjie te hoor van die fiets en van die veiligheid daar ook. Ja, en dan 'n nuwe man in my lewe ook. Ek baie onverwags gewees, die president van die Blou Bulle, Willem Strauss. Ja, ek dink jy weet dit is regtig net vir my so 'n fantastiese verhouding. Hy verstaan my wêreld. Hy weet waar ek gaan. Ek leer baie by hom en dit is net altyd so lekker om te sien hoe mense in die rugby wêreld dinge gedoen kry. Ja. So ek leer ook baie uit 'n ander opsig daar so. En die twee manne is natuurlik baie trots op jou. Ja, nee, ek sal so hoop. Dit nie baie keuses nie. My seentjie sê die ander dag vir my mamma, as jy nie met jou Protea klere by die skool opdaag nie, hoe moet almal weet jy's die nasionale coach wat my kom haal? So hy is tog baie trots, al vat dit my baie van die huis af weg. Ja, hanteer hy dit ook baie goed. Ek gaan nou verder met jou gesels. Onthou, Passievol is volgende week. Ons kyk gou daarna en dan gesels ek met Jenny. Ek gesels verder met ons hoofgas Jenny van Dijk. Jenny, ons het nou gesê die twee manne is vreeslik trots op jou en jou seentjie het gesê jy moet altyd jou Protea klere dra. Maar jy het ook 'n ander ding genoem in 'n vorige onderhoud wat ek nageluister het. En dit is dat jy moet dit die moeite werd maak vir jou mense. As jy van die huis af weggaan en 'n kind is sonder sy ma, dan moet jy dit die moeite werd maak. Vertel vir my van daai dryfkrag wat dit vir jou gee. Beslis, jy weet, ek weet van 'n jong ouderdom af. Toe sê jy 3 maande oud was, toe moes ek vir die eerste keer weggaan. En dit is maar die sportwêreld en veral as 'n vroue sportafrigter, jy weet al die jare wat ek by Tuks gewerk het ek tot 8:30 in die aande gewerk. En altyd en dit is ietsie wat ons gereeld bespreek in ons nasionale kamp ook is, ons spandeer baie keer 6 weke weg van die huis af. As ons daar is, moet ons seker maak dat ons alles doen wat ons moet en dat ons elke liewe boksie tik om seker te maak as ons terugkom dat ons mense trots maak en dat ons verbetering wys en dat ons kan terugkom en kan sê, weet jy wat, eendag gaan jou kind kan sien, weet jy het iets vir die land beteken en jy was waardig en waardevol vir die land gewees. So dit is baie hoog op my prioriteitslysie ook. En mense wil mense kinders trots maak ook, maar jy weet. Ja, jy wil vir hulle wys wat is moontlik, nie? Nou, ons het nou deur die loop van die program gehoor hoe 'n sterk analis jy is. Jy is 'n beplanner van formaat, behalwe as dit by jou persoonlike lewe kom, dan lê jy bietjie slap. Ek kan my dit nie indink nie. Loop jy rond in jou nagklere, in jou pyjamas op 'n Saterdag wanneer jy kan en dan nie sport is nie, of hoe lyk dit? Vir my, die oomblik as ek lekker rustig by die huis is, ek ook dan die geleentheid om as ons die toer nie by die huis te kan wees en
baie van die aktiwiteite daar buite win, maar ja, ek is altyd in 'n skipant en in oefendrag. Nie noodwendig pyjamas nie, ek slaap ook soms so. En maar ja, ek is iemand wat die tyd wat ek het, kies ek om regtig myself te geniet. Ek wil geen adrenaline nie. Ek is nie die tipe ou wat op 'n vakansie gaan bungee jump nie. Ek wil ook nie vreeslik baie aan 'n sport kyk nie, want ek wil net ontspan. Werk. Ja, ek wil by die spa wees en ek wil 'n lekker massage kry en dan voel dit vir my, jy weet, dit is nou hoe ek ontspan. Maar met jou seentjie wat so lief is vir sport, doen julle dan sekere goed saam? Ek weet hy's baie lief vir rugby. Tackle hy vir mamma of wat doen julle? Ons doen baie saam. Ons kyk elke middag word daar ten minste 400 cricketballe gegooi en die wat ek bat, slaat ek alles oor die muur. Nie want ek hulle wil wegslaat nie, ek dink nie ek is so 'n goeie batter nie, maar daar's altyd 'n bal betrokke iewerste. Hy's baie lief vir die cricket, hy's net so lief vir die rugby, maar ons ry fiets saam. Ons ry verskriklik baie go-karts saam deesdae, want die man is nou baie lief vir Formula 1. Hy kyk die hele Formula 1 wat ek nie kan verstaan hoe dit kan gebeur nie, maar ek weet dit is my seentjies. Maar ja, nee, baie aktiwiteite en dit is net so lekker om 'n bietjie weg te breek van die vrouens en net bietjie daai jy weet die mans in jou lewe te hê wat dinge wat jy heeltemal anders te doen. 'n Seentjie mamma te kan wees, ja. Jy het 'n baie interessante ding gedoen wat my nogal opgeval het toe jy nou aangekondig is as die nasionale afrigter vir die netbalspan, die Protea netbalspan. Jy het na 'n paar dae vir mense gesê, hoorie, kan ons nie so groot ophef daarvan maak nie vir die administrasie, want die mense het mal gegaan op sosiale media omdat die persoon wat hulle wou hê die afrigter moet wees, die pos gekry het, want jy het gevoel dit is dalk ook sleg vir die persone wat dit nie gekry het nie. Om dit te balanseer, net daai dryfkrag en kompeterend wees, maar dan ook regtig diepe empatie, wil ek sê. Waar kom dit vandaan? Ek dink mense leer dit met tyd. Mense sien onder hoeveel druk jou spelers elke dag is. Jy weet, jy gaan permanent gekritiseer word. Jy weet, ons is 'n land wat baie lief is vir ons sport en ons is ook baie krities oor ons sport. En ek meen, ons sê altyd hierdie is die hot seat. Jy weet, om die coach te wees is maar die hot seat en jy weet wat gaan gebeur, maar jy weet, ek weet, baie van die persone wat saam met my vir die pos aansoek gedoen het jare teen my gecoach, het jare saam met ons het goeie vriendinne geword, ons het saam ander areas gecoach en jy weet, dit is ietsie wat jy graag wil doen in jou lewe. Dit is ietsie waarna jy ook dis 'n doelwit vir jou wat jy wil bereik. So ja, vir my, dit het bietjie erg geraak op 'n stadium, maar dit was ook lekker om te sien ek het die ondersteuning van die mense in Suid-Afrika. Hoorie, dit was verskriklik lekker om met jou te gesels en dit maak my so opgewonde, nie net oor dit wat jy doen vir Suid-Afrikaanse netbal nie, jy weet vir die sportprestasie nie, maar ook die investering wat jy doen in mense. Dit maak my veral baie opgewonde. Dankie dat jy kom kuier het. Ag, dis 'n groot plesier. Dit was heerlik geweest. Baie dankie Jenny dat jy vandag ons gas was. Dames, ons het dit gedoen. En op daai noot wil ek graag uit my hart dankie sê. Dankie vir die invloed wat jy is en 'n rolmodel is. Nie net vir ons daar buite, vir ons kykers nie, maar vir elke liewe dogter en afrigter in Suid-Afrika en van ontbytsake se kant af wil ons graag vir jou 'n lekker koppie. Hier is 'n baie lekker koppie. En dan moet ek ook vir jou sê, Robertson Winery het 'n Citrusy vonkelwyn wat hulle ook vir jou gee. Kyk net hoe lekker is dit. En dis 'n mooi bottel, hè. Dan het jy 25 jaar. Dis daai enetjie in jou Ek voel dit is 'n advertensie, maar al hierdie lekker dinge is joune, so hierso is jou al die dinge. Dankie en sterkte. Baie dankie. En Vanessa, baie dankie vir jou dat jy vanoggend saam met ons die fort maar. Dit was regtig lekker om jou hier te hê. Nou volgende week is ontbytsake 26 jaar oud en ons kry 'n bietjie van 'n facelift of 'n gesigsonttrippeling en ons gas is die flamboyante kunstenaar Peach van Pletsen. Wen jy sommer weer kom kuier? Ek wil net kuier. Ek is daar oor 2 weke. Nou nie Peach nie, maar die ene daarna, dan sien ek julle weer. So baie dankie vir ontbytsake dat ek weer kan terugkom. Ons het jou wyne by. As ek weer vir kos gee. Asseblief kan ons kan ek alles van hierdie vat. Ja, ek kan die bak vat. Ek kan die bak. Julle kan praat, ek sal eet. So praat 'n regte afrigter. Ek gaan lekker jaloers wees hoor. Jy moet nou afdruk tot onder en dan moet jy met al die lagies en skip hom dan uit. Ja. Nee, jy gaan regtig doen. Maar hierdie arbei maak dit regtig. Ja, dit breek hier jou Ek het vir julle gesê, Corlie kook of bak of wat ook al, laag op laag vir die eerste span, altyd. Totsiens julle. Baie julle. Ek is so bly niemand hoef verder te kyk oor hierdie ding vermorsel nie.